Môre julle, welkom. Ja, hierdie ding so bietjie hard hoor. Ek gaan vanoggend met julle 'n bietjie praat oor Fariseer of disipel. Ek gaan begin met my opskrif is Johannes 13 vers 34 en 35. Johannes 13 vers 34 en 35. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê. Soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Jy sien, liefde is die belangrikste gebod. 'n kenmerk van 'n kind van God. Luister mooi, dit is 'n kenmerk van 'n kind van God. Dis 'n disipel van Jesus se liefde. Ek wil hê ons moet vandag na harte kyk van twee tipe mense wat dit gebeur in die kerk, dit gebeur daar buite, maar meestal gebeur dit in die kerk. Ons kry 'n hart van 'n disipel en ons kry 'n hart van 'n fariseer. Albei ken die godsdienstige riglyne, maar hulle harte en agendas verskil. So in die tyd van Jesus was die fariseërs baie godsdienstig. Hulle het ook die wet geken, hulle het gebid, hulle het gevas, hulle het die skrif bestudeer. Die disippels het ook die Here gevolg, sy woord gehoor en sy opdragte nagekom. Maar tog was daar 'n groot verskil tussen die twee gewees. Jy sien, 'n fariseer soek die erkenning by mense. Kom ons lees in Matteus 23 vers 5. Matteus 23 vers 5. Matteus 23 vers 5. En hulle doen al hulle werke om deur die mens gesien te word. En hulle maak hulle gedenkseels breed en die some van hulle klere groot. Jy sien, in hierdie gedeelte waarsku Jesus teen die gesindheid van die skrifgeleerdes en fariseërs. Hulle het baie godsdienstige dinge gedoen, maar hulle motief was nie om God te eer nie. Hulle wou deur mense bewonder word en geprys word. Jy sien, die fariseërs se fokus was uiterlike godsdiens en menslike eer. Ek wil gesien word. Kyk wat het ek gedoen. Ek is die beste, ek is die geleerde, en niemand kan my niks vertel nie, want ek is alwetend.
Hulle doen hulle werk om deur mense gesien te word. Jy sien, Jesus wys daarop dat hulle godsdiens uiterlik was. Hulle het gebid, hulle het gevas, hulle het offers gebring en die wet onderrig, maar hulle het dit gedoen, hoekom? Om mense se aandag te trek. Jy sien, God kyk nie net wat ons doen nie, maar ook waarom ons dit doen. Is ons hart reg? 'n Mens kan die regte dinge doen met die verkeerde motiewe. Kom ons kyk na die deel wat sê die gedenkseëls breed maak. Jy sien, die gedenkseël was 'n klein houertjie met gedeeltes van die wet waarin wat Jode op hulle voorkoppe of arms gedra het. Jy sien, volgens Deuteronomium 6:8 sê dit, ook moet jy dit as 'n teken bind om jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Jy sien, die Fariseërs het altyd 'n houertjie groter gemaak. Hoekom? Om meer geestelik en toegewy te lyk as ander mense. Hulle wou uitgestaan het. Myne is groter as joune. Ek weet meer as wat jy weet. Kom aan, ons is ook so. Ons dink ook partykeer ons weet meer as wat ander weet. Ons dink ook partykeer ons is beter as ander mense. Kom aan. Maar jy sien, die probleem was nie die gedenkseëls self nie, maar die trots wat daar agter is. Jy sien, soms dien ons die Here en ons is so vasgevang. Luister mooi, ons is so vasgevang in 'n geestelike trots dat ons motief nie meer in liefde geskied nie. Luister mooi, ek gaan dit weer sê. Die motief is nie in liefde geskied nie. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n ander deel wat sê, die some van hulle klere wat groot is. Jy sien, volgens Numeri moes Israel togsels aan die rande van hulle klere dra. As wat? As herinnering aan God se gebooie. En natuurlik het die Fariseërs gekom en hierdie togsels hulle wat gedoen? Hulle het dit groter gemaak. Hoekom? Ekskuus, dis nie snaaks nie, maar sodat almal kon sien hoe heilig hulle is. Nou ek het geworstel met hierdie preek en ek het vir die Here gesê, Here, hy's taai. Maar die Here wil die woord moet uitgaan. En ek het gedink aan die seël en ek het gedink aan die tossels. Kan jy net dink as ons in daai tyd moes loop? Hoe sal dit uitgestaan het? Kan jy jouself indink?
Die een het 'n kleintjie gehad, daai een het 'n groter gehad. En ewen met die seël ook. Daar sal 'n kleintjie gewees het, daar sal 'n groter gewees het. Want hoekom? Want daar is altyd kompetisie onder die mens. Weereens was die probleem nie die kledingstuk nie, ekskuus, maar die begeerte om mense te beïndruk. Hoekom doen ons dit? Ek sit baie by die Here en dan vra ek die Here, Here, hoekom? Hoekom moet daar altyd kompetisie onder wees? Die een moet beter wees as daai een. Is daai een 'n klein sportmotortjie gekoop het, dan wat doen ons? Ons wil 'n beter een gaan koop, ons wil 'n groter een gaan koop. Wat nog beter is en wat nog mooier in die binnekant is. Want hoekom? Ons ag nie wat ons gee nie toe dat iemand iets kan hê nie. Maar dit moet altyd beter wees, dit moet altyd die beste wees. Hoekom? Dit maak net nie vir my sin nie. Hier is my vrou, ek praat elke dag met haar oor dit. Ek kan dit nie verstaan nie. Maar ja, dis die mens. Sorry, ek dwaal 'n bietjie af, maar dis hoe dit is. Soms is ons so heilig dat ons geen hart meer vir sondaars het nie. Wat hoekom? Ons is die hele tyd besig met ons eie ek. Ons het geen begrip meer vir mense en hulle pyn nie. In Matteus 23 leer ons dat godsdiens sonder nederigheid gevaarlik kan wees. Ek gaan dit weer sê. In Matteus 23 leer ons dat godsdiens sonder nederigheid gevaarlik kan wees. Die Fariseërs het die uiterlike vorm van godsvrug gehad, maar hulle harte was ver van God af gewees. Jesus roep ons om nie mense te applous of te soek nie, maar wat? Om God se goedkeuring te kry. Jy sien, die Fariseërs se fokus was uiterlike godsdiens en menslike eer. Wil gesien word. Ek wil onder daai spotlight wees as ek dit so kan stel. 'n Ware disipel leef vir God se eer. En dan vra jy jouself die vraag, vir wie doen ons die werk? Doen ons die werk vir die mens of doen ons die werk vir God? Jy sien, disipels soek die goedkeuring van God. Ek dink ek het daai verkeerd. 'n Ware disipel leef vir God se eer. Kom ons kyk hoe 'n disipel leef volgens die skrif in Matteus 16 vers 24. Matteus, nee, ek het hier fout gemaak. So bietjie. Ekskuus julle. Ek dink ek het 'n foutjie gemaak. Moet sê kyk. Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Amen. Hierdie vers beskryf wat dit beteken
om 'n ware disipel van Jesus te wees. Jesus wys dat disipelskap meer is as net om in hom te glo. Dit vra oorgawe. Dit vra gehoorsaamheid. En dit vra toewyding. Jy sien, om jouself te verloon beteken nie om jouself te ontneem nie. Dit beteken om jou eie wil, jou begeertes en jou selfsugtige ambisies onder God se wil te plaas. Om die afsterf van jouself, ek sit dit in 'n geestelike konteks, jou eie wil op sy te sit. So wat beteken dit? Ek sê nee vir sonde. Ek kies God se wil bo my eie wil. Daai is 'n moeilike enetjie. As jy mooi gaan sit en dink oor dit. Ek laat Christus die Here van my lewe wees. Dat hy die senter van jou hart sal wees. Dat hy op die troon sal sit en nie die eie ek nie. Amen. Jesus het self hierdie voorbeeld gestel in die tuin van Getsemane, toe hy God se wil voor sy eie begeertes gesit het. Jy sien, 'n disipel vra nie, wat wil ek hê nie? Maar, Here, wat wil U hê? Wat wil U hê, Here? Jy sien, 'n ware disipel neem sy kruis op. In Jesus se tyd was die kruis 'n simbool van lyding, vernedering en 'n totale oorgawe uit alles gegee. So om jou kruis op te neem beteken om bereid te wees om vir Christus te ly en te volg. Om getrou te wees selfs wanneer dit moeilik gaan. Amen. Want wat doen ons baie keer as dinge nie goed gaan nie? Kom aan. Kyk wat die Here nou gedoen. Die Here het hierdie ding op my pad gesit. Was dit werklik waar so? Ons is geneig altyd om die Here te blameer. Maar dit is nie die Here nie. Dit is die mens. Amen. Ja, om jou eie lewe aan God toe te wy. Doen as dit werklik waar 100%. Of doen as dit 'n 50%, of doen as dit 'n 30%. Dit beteken nie dat ons Jesus se kruis dra wat sonde wegneem nie. Want hy het dit alleen gedra. Ons kruis is die opoffering, die gehoorsaamheid en die uitdagings wat met disipelskap gepaard gaan. Jy sien, 'n ware disipel volg Jesus en leef sy voorbeeld. Jesus vra nie net eenmalige gehoorsaamheid nie, maar 'n lewenslange, luister mooi, 'n lewenslange wandel saam met hom. Dis nie net 'n tydelike ding nie. Om Jesus te volg beteken die volgende: om sy voorbeeld
na te volg. Hoeveel van ons doen dit? Om in God se liefde te leef, om ander te dien, om gehoorsaam te wees aan sy woord. 'n Ware disipel sê, nie my wil nie, maar God se wil. Nie my eie eer nie, maar God se eer. Nie my koninkryk nie, maar God se koninkryk. Jesus vra dat ons hom moet volg, selfs wanneer die pad moeilik raak. Een disipel van Jesus leef met die houding, Here, ek behoort aan U. Ek verloon myself. Neem my kruis en volg U my ook. Waar U ook my wil hê en my wil lei. Jy sien die hart van 'n fariseer teenoor die hart van 'n disipel. Jy sien 'n fariseer vra, wie sien wat ek doen? Kyk rond om te sien wie kyk vir my. Hoe lyk ek voor mense? Want as ons mos altyd almal as ons iewerste is, hoe lyk ek? Is ek okay? Hoeveel erkenning kry ek? Jy sien 'n disipel vra, verheerlik dit God. Is my hart reg voor die Here? Doen ek dit uit liefde vir Jesus? Jy sien ons moet onsself vra, dien ek God of dien ek my eie beeld? Bid ek om nader aan God te kom of om geestelik te lyk? Werk ek in die gemeente om God te verheerlik of om erkenning te kry? As ek iets doen, soek ek my eie wil daar of is dit tot uitbreiding van God se koninkryk? Amen. As ek iets sê, praat my eie ek of sê ek dit in liefde om iemand op te bou en om iemand te help? Jy sien 'n fariseer fokus op reëls. Die disipels fokus op verhouding. Die fariseërs het die wet nagekom, maar hulle harte was ver van God af gewees. 'n Disipel begeer om God se persoonlikheid te ken. Jy sien 'n fariseer oordeel ander.
Die fariseërs wat vinnig is om ander se foute raak te sien. Kom ons kyk wat sê dit in Matteus 7 vers 3. Matteus 7 vers 3. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy sien, hierdie vers is 'n waarskuwing dat ons versigtig moet wees om te gou ander se foute uit te wys. Maar laat ons dan 'n disipel wees. Jy sien, 'n disipel ondersoek sy eie hart. 'n Disipel laat die Heilige Gees toe om sy eie hart te verander. Die fariseer dien uit plig. Die disipel dien uit liefde. 'n Disipel gehoorsaam omdat hy die Here liefhet. Die fariseer is trots op sy eie geregtigheid. Jy sien, 'n disipel vertrou God se genade. Kom ons lees die gelykenis in Lukas 18 vers 10 tot 13. Lukas 18 vers 10 tot 13. Lukas 18 vers 10 tot 13. Jy sien, 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbreekers, of ook soos hierdie tollenaar. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10% van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weggestaan en wou self nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: O God, wees my sondaar genadig. Die fariseer in Jesus se gelykenis het gespog oor sy goeie werke. Soms is ons so trots en so seker ons is reg en ons manier is reg, wat ek sê is reg. En die enigste manier dat ons vergeet, sien ons vergeet hoe om in liefde op te tree. Want ons is te gefokus op daai eie ek. En ons vergeet ons geregtigheid wat van God afkom. En nie van onsself af nie. 'n Ware disipel roep uit, soos die tollenaar: O God,
wees my sondaar genadig. Jy sien, vertrou jy op God se genade, of is jy vasgevang in jou eie ek, wat altyd reg is en altyd goed is? Die groot verskil tussen 'n fariseer en 'n disipel is die hart. Albei lees die skrif, albei bid, albei woon godsdienstige byeenkomste by. Maar die fariseer gebruik godsdiens om homself te verhef. Die disipel volg Jesus om meer soos hom te word. Die fariseer vra, hoe lyk ek voor mense? 'n disipel vra, hoe lyk my hart voor God? Jesus het nooit sondaars verwerp wat na hom toe gekom het nie, maar hy het die dubbelhartigheid van die fariseërs sterk aangespreek. Mag ons nie net godsdienstig wees nie, maar ware disipels van Christus wees. Laat Johannes 12 in ons harte gegraveer wees, dat ons mekaar sal lief hê. 'n disipel het nie net die regte leerling nie, hy het ook die regte hart. Die fariseër se godsdiens was uiterlik, maar die disipel se verhouding met God kom van binne af en dra vrug tot eer van die Here. Opregtheid voor die Here. Kom ons kyk wat sê dit in Matteus 22 vers 37. Ek bly daai fout maak. Matteus 22 vers 37. En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Ek sluit af met die volgende. Mag ons elke dag vra, Here, hoe ek optree, wat ek sê en doen, is dit uit liefde vir Jesus? Mag ons vrug wees van ware disipels, vrug van liefde en nie van oordeel nie. Vrug van opbou en nie van afbreek en kritiseer nie. Mag ons elke dag streef na 'n hart en gesindheid van 'n disipel en mag ons die fariseer van die eie ek kruisig wanneer hy sy kop uitsteek. Mag ons elke dag dit wat ons doen en sê, God verheerlik. Mag ons God lief hê met ons hele hart, siel en liggaam. Ek gaan 'n gebed doen, ek gaan afsluit.
Maar ek wil vra ook dat ons net kan staan. Ek wil graag hê ons moet almal net intree vir Dinsdag. Ons weet nie wat is Dinsdag se plan nie.